Goeiemiddag. Ek het hier vir Toby Bird in die ateljee vandag en hy gaan vir ons bietjie vertel van sy nare ondervinding wat hy gehad het waar mense met valse verklaringe die Suid-Afrikaanse polisie mag gekry het om sy plek, ek gaan dit sommer noem, bestorm en hom deur baie ongemaklikhede gesit het. En die gevolge wat hy daarvan gehad het en so voorts. En Toby gaan nou vir ons bietjie vertel van wat presies het gebeur. Terug Toby, welkom. Goeiedag, dankie vir jou ook. Toby, nou ek gaan nou sommer begin deur hierdie verklaring te bewys, want dit is tog maar waaroor alles gegaan het. Dit is die verklaring wat 'n ene Hendrik Petrus van Staden afgelê het en sekere aantuigings gemaak het van dinge wat jy blykbaar nou daar op jou plaas sou gedoen het en goed wat jy daar het en al so voorts. En hy het hierdie beëdigde verklaring afgelê aan die polisie en die het daartoe gelei dat die polisie met 'n helse mag van 100 man jou op jou plaas die oggend bespring het. Vertel bietjie vir ons wat het gebeur. Kyk, ons het al voorheen 'n onderhoud gehad oor hierdie verband, so ek gaan net kortliks vertel. Ons het letterlik die oggend lê en slaap en die volgende klap 2 skote buite en ons is opgelei in plaasaanvalle, dis wat ek gedoen het vir 'n beroep in die polisie en ek het my vrou laat oplei. So ons was onmiddellik paraat en gereed en ek het na die voordeur toe beweeg en ek het gesien, ek het die silhouette van die gewere het ek letterlik gesien. Dis al wat ek gesien het, want die son kom by daai venster op. En ek het my voorberei, ek gaan as die ouens my voordeur breach, gaan ek lostrek en ek gaan skiet. Net toe ek nader aan die voordeur beweeg, toe die son wat nou by die venster wat ek nie uit kon sien nie, toe die son nou so 'n bietjie geskuif, toe kon ek bietjie beter sien, toe erken ek die lyne wat die volgende string manne geloop het. En ek sê vir my vrou, moenie skiet nie, dis militêr hierdie. As dit nie vir dit was nie, het ek geskiet. En dan was my gesin dood. Want by elke venster in ons huis het 'n lid van die taakmag gestaan met sy masjiengeweer, dis die kortloop R1 en die MP5, hulle sou oopgemaak het. Ons sou dit nie oorleef het nie. Ek het 'n idee, dit is so beplan gewees. Niemand gaan my anders oortuig nie. Maar ja, dit was 'n verskriklike ongemaklikheid en toe ons die deure oopmaak, is ons oorrompel, ons is op die grond gegooi. My 9-jarige dogtertjie het R1 teen haar kop gehad. Sy is nou nog getraumatiseer. Ons sukkel geweldig met hierdie kind. Sy het 'n woede in haar wat ek sê vir jou, ons kinders, ek weet hulle wil nie eens naweek op die plaas wees nie, want wanneer gebeur dit nou weer? Weet so ja, dit was 'n baie onaangename situasie gewees. OK, het hulle toe nou by jou enige van die gevaarlike goed wat Van Staden van gepraat het gekry? Nie een nie. Volgens Van Staden het ek toerusting wat vliegtye in die see kan laat val. Nou volgens my inligting wat ek na die tyd ingevorder het, ons praat van 'n Superlink lorry met daai groot radargoede op. Waar die donder ek hierdie ding nou moes weggesteek het op die plaas sal net hy weet. En ek het 'n perlemoen aanleg wat dis hoe ek nou my misdaad finansier. Ek is 'n generaal in die AWB en ek gaan die verkiesing ontwrig. Ek het militêre wapens. Hulle het gekom met alles, met drones, met radar penetrating goed wat in die grond in kyk. Hulle het gegrou en gesoek en hulle het niks gekry nie. Hulle het ons kluis 3 keer uitgepak en teruggepak. Dan stap hulle almal buite toe, dan kodessa hulle buite, dan kom hulle terug, dan pak hulle weer die kluis uit. 3 keer na mekaar so gedoen. En op die ou end van die dag, toe kry hulle nou in my kluis 'n traangasgranaat, 'n rookgranaat en 'n beligtingsfakkel. So hulle het my, nee, maar hulle gaan my arresteer vir dit. Dan sê ek wel, ek sê nou vir julle, die goed was vir my gegee deur Goukou plaaswag, die hoof van die protospan, 'n ou met die naam van Sarel Peens. En so julle moet maar, ek sê julle aanbeveel, doen eers julle huiswerk. Maar hulle wou nie hoor nie, hulle het my toegesluit vir 2 aande in die tronk.
die maandag toe ons in die hof kom, sê hulle vir my, ag nee, jy kan borgtog kry, moenie worry nie, R500 dan kan jy uit. Die landros, die staatsanklaer het toe besluit R5,000. Ons het toe die borg betaal en toe sit ek nou die tronk uit en ek het al my goede teruggekry in tussentyd. En die destydse hoof van Goukou Plaaswag het 'n verklaring afgelê wat hy sê, hy is bewus van die goede en hy het by 'n vorige skietgeleentheid het Saropeens polisie 1000 voet fakkels in die lug afgeskiet. En ek het dit ook daai tyd gesien, die ou het dit gesien en hy vra toe vir Sarel, maar waar kry jy die goede? Nee, maar die polisie gee dit vir my. Want hy en die polisie is gatgabbas. Hulle is dik vriende. Dis nog altyd so gewees en ons wil dit so aanvaar. En die 3 goed was vir my deur hom gegee om in my grypsak te sit. Sou ons op 'n toneel kom en die polisie het nie 'n toerusting of iets by hulle nie, kan ek dit vir hulle gee en sê, right, hierso is dit. Jy verstaan. Dit was nie vir my gegee om iemand te gaan gebruik of iets nie. Dit was in 'n veiligheidsstruktuur vir my gegee. Okay, so met ander woorde, daai hele verklaring van Staden is net 'n foefie gewees. Dis 'n pot. Ja, okay. Ek mag nie nou daai woord gebruik nie. Dis 'n pot poefies. Ja, okay. Heeltemal, absolute gefabriseerde nonsens. Nou hoor ek die gerugte dat die ene meneer van Staden, hy het nou een of ander hogere posisie wat hy bekleed vir die Vryheidsfront Plus in julle gebied. Is dit nou waar? Weet jy, ek het amper op my rug geval toe ek dit ook hoor. Ek kon nie glo die Vryheidsfront is mos nou tradisioneel, hy beskerm die regte van die regsdenkende boer. Ja. En nou het hulle skielik hierdie ek moet my woord, jy weet wat se woorde ek wil gebruik. Ja. Nou hierdie hy wil nou is hy skielik, dit klink vir my hy reken hy's die ondervoorsitter van die Vryheidsfront Plus daar. Is dit wat? Ek kon dit nie glo nie. Hy is die ondervoorsitter. Ek het die Vryheidsfront self gevra, toe ontken hulle dit, toe sê hulle vir my, nee, hy het net aansoek gedoen vir kandidaatskap, maar ek het 'n voice recording, waar die van Staden sê, hy is die ondervoorsitter van die plaaslike Vryheidsfront Plus. Jy weet, hulle het 'n hele verkiesing by die polistasie, het hulle ontwrig, hulle het hom omgegooi, en hulle narratiewe gebruik om die polisie te nuil. Hier was iemand wat moord gepleeg het in die dorp. Nou jy moet onthou, ons bly in die Weskaap. 'n Moord in die klein plattelandse dorpies is 'n groot saak. Dit maak nie saak wat se moord nie, dit is 'n groot saak. So die gemeenskap was ongelukkig en van Staden en sy cronies het daai hele ding omgeskep en toe hulle polistasie toe oor die korrupsie en dit wat in die polistasie is. Van Staden is oortuig, daar's baie groot korrupsie in die polistasie, maar hier is nie. Ek sê vir jou, ons polisie mag hier werk, en hulle doen wonderlike werk. Maar, ja, kyk, hy moet mos nou iets sê, om in te kom, iets waarmee hy nou die gemeenskap kan om die bos lei, en sê, man, stem vir my, ek gaan fight vir dit, en ek gaan fight vir dat. Jy weet, Toby, wonder ek net by myself. Daar's baie boere wat die Vryheidsfront Plus soort van sien as die enigste party wat hulle actually voor kan stem en so. Maar ek het al daaroor baie gepraat en so. As 'n mens kyk na die dinge wat hulle doen en die goed wat hulle goedkeur en die goed wat in die party as sulks aan die gang is en so, dan is dit nie vir my duidelik dat hulle werklik na die belang van die regdenkende boer kyk nie. Glad nie. Ek is geskok. Ek is baie teleurgesteld. Kyk, daar was al baie gerugte en stories oor die Vryheidsfront en wat hulle agter die skerms doen en wat hulle nie doen nie. Maar ek sê nou vir jou, as hulle 'n kandidaat kan aanstel soos hierdie, 'n ou wat by militêre intelligensie gewerk het. Nou is hy hulle kandidaat in hierdie area. Kan jy dink, al daai inligting van daai regdenkende boere lê by militêre intelligensie? Hulle gaan almal openbaar word en daar gaan files op elkeen van hulle wees. Die Vryheidsfront wil nou 'n hensopper. Sorry, dis wat hy is. Hy's 'n hensopper. Wil hulle gebruik om hulle narratiewe verder te vat in die Weskaap. Hoe
donders siek is dit? Jy weet, ek gaan nie, jy weet, ek wil nie 'n gesprek voer oor die integriteit van daai ouens en so voort nie, want hulle gedrag het al baie kere duidelik bewys dat hulle die woord integriteit is 'n ding wat jy nou nie regtig in daardie omgewing moet probeer gebruik nie, want jy gaan jouself jou vingers verbrand, want hulle, jy weet, ek het nou gesien hierdie opname van een of ander Vryheidsfront verteenwoordiger in die dink is die munisipaliteit van Port Elizabeth, hulle noem het mos nou Cody Bergie of something volk, maar in elk geval waarin hy in die onderhoud duidelik sê, hulle het nie apartheid voorgestaan nie, hulle het niks met apartheid te doen gehad nie, hulle het apartheid maar net geërf, en, jy weet, sulke stront, en dan wonder ek by myself, as 'n ou wat nou, jy weet, as jy nou net 'n regdenkende boer is wat, dit gaan vir jou oor die veiligheid van jou familie en die veiligheid van jou kinders en die toekoms van jou kinders en jy werk hard op jou plaas en jy doen jou dinge, dan luister jy sulke gebabbel en dan wonder jy vir jouself, maar hoe moet ek met hierdie ouens, hulle gaan ons nie regtig na my belange kyk nie, hulle gaan ons nie, dan is daar daai groot ding van 'n Kobus Hofman se saak en so voort, jy weet, waar dit duidelik wys, man, en ek het dit eerstehands ervaar tydens daai maak die vark ook skoon kampanje vir my en so. Hulle praat nie met die mense nie, hoor. Nee. Dis hulle kiesers, maar hulle luister nie na die kiesers nie. Die kiesers is ongelukkig oor goed. Ek meen, hulle wil nie eers die kiesers wat daarvoor by Centurion vergader het. Hulle wou nie eers daai protesskrif ontvang nie. Ek meen, dit is een ding van die ANC, regering. Maak nie saak watter organisasie met 'n betoging daar by hulle opdaag, daar's altyd 'n ou van die regering wat kom om die ouens toe te spreek en hy ontvang die dokumente en hy teken daarvoor en alles. Op die einde toe stuur hulle een of ander low-level IT ouetjie uit om te kom teken vir die papiere. Ek meen, hulle behandel die mense met minagting, man. Toe jy nou gegryp het, jy sê arrogansie, ek sê minagting. Toe jy gegryp is op jou plaas, het jy enige steun van die Vryheidsfront gekry in daai proses van jou? Absoluut nie eers 'n oproep of niks. Ek neem aan julle het hulle laat weet wat aan die gang is. Ja, nou almal is laat weet wat aan die gang is, maar niks nie. Niks. Ek het tot, weet jy, ouetjie en waarin ek baie teleurgesteld is, die ou met die naam van Ian Cameron. Vandat hy nou 'n groot meneer in die parlement is, nee wat, ek is jammer. Hy het my beloof hand en mond, hy hanteer hierdie saak vir my. Hy sal dit op die regte vlakke, daar het niks van gekom nie. Niks nie. So ek kan net vir mense sê wat wil dink om te stem vir 'n politieke party. Hulle moet baie mooi dink oor wie vir hulle stem en waarvoor hulle stem. Want vir 'n regsdenkende politieke party om 'n ou aan te stel wat uit daarop is om boere te vervolg en te frame met valse goede, nou is hy hulle kandidaat. Wat die hel gaan aan? Is daar werklik nie 'n ander boer wat geskik is vir daai pos nie? Ja, moet hulle hierdie tipe jakketrakke inbring wat hulle belange verteenwoordig? Ek weet nie, ek sal hierdie ou, as ek Riversdal, Heidelberg, Mosselbaai, hierdie hele George, hierdie hele area, ek sal nie 'n moer vir die Vryheidsfront stem met 'n kandidaat soos hierdie nie. Daar's nie 'n manier nie. Ja, jy weet, okay, my uitgangspunt op hierdie stadium van die wedstryd is, briekmerke ondersteun geen politieke partye nie. Ek sê die mense moet 'n onafhanklike kandidaat stel en vir 'n onafhanklike kandidaat stem. Want daai kandidaat het net verantwoording teenoor die kiesers. Hy het nie 'n caucus en whatever wat hom verduidelik wat hy moet doen nie. Ek stem saam. So, okay, Toby, dit is nou goed om te weet dat hierdie ou, ek weet nou nie, hulle gaan seker nou weer 'n slim plan hê om te verduidelik, ja, dit is nie waar nie of wat nie, maar dit laat hulle dit maar doen, jy weet. Jy het die WhatsApps en jy
Ja, ek het alles. Hulle kan nie vir my sê hulle het nie geweet nie. Die Vryheidsfront hoofkantoor, ek het hulle ingelig oor wat hulle aanstel. En hulle het vir my hand en mond beloof, hulle gee aandag hieraan, maar daar gaan niks van kom nie. Hierdie ou gaan hulle kandidaat wees in hierdie distrik. En as hulle dink ek gaan dit net goedmoeds aanvaar, dan verstaan hulle nie, ek sal daarteen beklei. Want ek weet die hel waardeur my gesin is as gevolg van hierdie oulike seentjie. Ja, Kom ons noem hom maar 'n oulike seentjie. Boet Malema gesê, in die een geval het hy mos gesing kill the boer en die volgende oom het gesê kies die boer. So kom ons kies die Vryheidsfront Plus. Nee, maar met hoor vir sulke kandidate, ek is jammer. Wel, Toby, ek sê dankie vir jou tyd en dat jy die mense vertel wat met jou gebeur het. Ek kan glo dat jy weet, ek wil dit sommer 'n aanval op jou plaas noem, moes jou familie verskriklik gerettel het en jou kinders het sleg deurgeloop. En ja, maar dit is die soort van gemors wat ons mee moet deel. En dit is net sad dat daar is boere wat 'n persepsie het dat die Vryheidsfront Plus sal vir hulle belange staan. Nee, dis nie waar nie, hulle gaan nie. Hulle gaan nie met kandidate soos hierdie wat hulle aanstel nie. Ja, jy moet sien van hierdie ou kere in hierdie area. Meeste van die goed wat hy doen is anoniem. Hy post anonieme goede, maar wat hy nie besef nie, die admins van daai groepe kan presies sien wie die goede geplaas het. En al die nommers gaan terug na die man toe. Agteraf stuur hy verskriklik. Jy weet, hy het nou 'n optog by die polisiestasie gehad in Heidelberg. En daar het 'n ou gestaan met 'n groot plakkaat. Heidelberg polisie het hom gevreim. Dis 'n ou daai wat in die tronk was vir kindermolestering, maar hy's gevreim. Dis nou die tipe steen wat hulle nou gebruik. Die polisie het hom nou gevreim. Ja. Dis siek. Jy moet jou aand geniet, jy moet veilig wees daar waar jy is, met jou oë oop hou. Dankie dat jy met my gesels het. En dankie. Is daar iets wat jy vir die kykers wil sê? As jy dink, jy wat boer is, ek praat nie van die Afrikaner nie, maar jy kan maak wat jy wil, maar 'n boer, as jy dink, die Vryheidsfront Plus is daar om jou belange te beskerm, moet jy met jou kop in die muur vas hardloop en wakker word, want hulle is nie. As dit die tipe kandidate is, wat hulle aanstel in 'n streek, kan jy weet, jy gaan geneil word, en jy gaan voorgelieg word. Jammer, dis bottom line. Toby, lekker dag vir jou, lekker aand vir jou. Ek gaan braai vir jou 'n vleisie en smile. Want op die einde van die dag, jy moet een ding verstaan. Dis my siening. God is in beheer en wat gaan gebeur, sal gebeur. Ons moet net raad wees en ons lampies maar vol olie hou. Lekker aand vir jou. Eksodus 14:14. Bly jy nou stil, ek sal vir jou beklei. Ja. Baie dankie. Lekker aand vir jou. Baie dankie vir jou. Nou ja. Daar het julle nou gehoor wat het met Toby gebeur en gebruik maar jou eie verstand. Gebruik jou eie verstand. Gebruik die brein wat jy gekry het en dink baie mooi oor hierdie ding. Watermeyer sê dit, die hand wat die kruisie maak is die hand wat aan die toekoms raak. Maar jy moet baie mooi dink waar jy daai kruisie maak. Groetnis.